Ons gesels 'n bietjie oor 'n aksie en dan die gedagte, staan op en gaan. Baie van ons is geneig om te wag vir die regte gemoedsinstelling voor ons tot aksie oorgaan, of ons wag vir die perfekte omstandighede. As ons die verhaal lees van Saulus se bekering op pad na Damaskus, dan vind ons dat hierdie man wat later Paulus genoem word, glad nie in 'n goeie posisie was wat sy fisiese vermoë betref nie. Hy was in daardie stadium 'n baie ywerige vervolger van Jesus se volgelinge, maar 'n verblindende lig op pad na Damaskus het op hom geskyn. En toe moes hy hoor hierdie stem van Jesus wat vir hom vra, hoekom hy wat Saulus is vir Jesus vervolg. Want as jy een van Jesus se volgelinge vervolg, dan vervolg jy vir Jesus self. Saulus is na hierdie ontmoeting verblind, hy is verward. En dis juis in hierdie oomblikke van fisiese onvermoë en totale afhanklikheid wat Jesus vir hom sê in Handelinge 9 vers 6, maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Nou Saulus het in sy fisiese en geestelike blindheid opgestaan en dit was die begin van sy lewensveranderende reis. Dit was 'n daad van gehoorsaamheid aan God om te beweeg na waar God hom wil hê, sonder om presies te weet wat voor lê. Maar hy het die belofte gehad dat daar vir hom altyd leiding sal wees. Nou ons leer hier uit dat ons bereid moet wees om op te staan en te gaan, tot aksie oor te gaan, wanneer die Here vir ons deur sy Gees daartoe inspireer. Gehoorsaamheid aan God is gelyk aan aksie, en aksie is gelyk aan gehoorsaamheid aan God. So, ons hoef nie die hele pad te ken nie, en dikwels word die pad juis, en die betekenis van daardie pad juis ontsluit en ontdek, soos ons aangaan, omdat ons tot aksie oorgaan. Carol Dweck skryf in haar navorsing dat mense met 'n groeie ingesteldheid, in plaas daarvan dat hulle verlamming ervaar wanneer hulle onseker is, kyk hulle met daardie groeie ingesteldheid na 'n situasie as 'n geleentheid om nuwe vaardighede te ontwikkel en nuwe horisonne te ontdek. En dit het Paulus wel beleef. So, leef geïnspireerd.